en welkom terug by my YouTube kanaal. So, ons is besig met die chaos blanket. So the chaos blanket is a blanket that is trending on TikTok at this stage. Everybody is making it. So this video is just a recap of day 1, 2, and 3 that we did on TikTok, Facebook, and Instagram. So this is just a way for me to keep everything together and for you to follow along afterwards. We have already done 3 days on this blanket. Started off with the iris stitch and then we moved on to the shell stitch, and now lastly we did the double crochet stitches. So if you want to follow along for the next 3 days, you can go follow me on my Facebook, Instagram, or TikTok, or you can wait till next week Monday where I recap again on the next 3 days. So we're going to continue recapping until this blanket is done. So if you want to follow along, please like and subscribe to this YouTube channel, as every Monday I will be uploading these videos. It's going to be in portrait mode as I'm doing it on TikTok and Facebook first, and this is only the recaps. But if you want to follow along on TikTok, I also have a playlist on my TikTok where I have the Chaos Blanket playlist where all the videos are connected if you want to go watch there, and of course on my Facebook as well. So yeah, that is it. So enjoy the 3 videos that I uploaded the past 3 days. Vandag is dag 1 van die Chaos Blanket. Die Chaos Blanket is 'n TikTok trend wat nou in die ronde doen. So wat die mense doen is hulle skryf stitchname neer, kleure en hoeveelheid rye, en dan gewoonlik gebruik hulle soos 'n ties, of hulle sit die kaartjies in 'n koppie en dan trek elke dag wat se steek, wat se kleur en hoeveel rye hulle gaan doen. So niemand weet wat kom volgende nie. Daar is nie 'n patroon spesifiek nie. Jy werk jou eie patroon uit. So jy skryf jou eie steke neer, jou eie kleure wat jy wil gebruik en hoeveel rye jy wil doen. So basies, dit maak nie saak wat jy doen nie. Dit is jou kombers en dis jou reël. So ek het hierdie 6 kleure gekies. Dit is die Kies met Knitspiration en die Papa. As jy 'n verskriklike gekap hoor, die wind waai vreeslik vandag. Ek het die kleure Knitspiration, het ek die Lemon Yellow gevat, die Vintage Pink, Sugar Plum, Stitch Steel. Pap het ek die so donker plum, ligte baba blou kleur. Ek het net hierdie kleure gekies want dis die enigste kleure wat ek regtig meer as een bol het. Ek wil nie elke keer kleur verander nie, en ek gebruik ook kleure uit my stash uit, want ek wil nie spesifiek weer gaan wol bestel vir hierdie kombers nie. Hierdie is half soos 'n scrap blanket, en dis ontstel om jou stash 'n bietjie kleiner te maak, en dis hoekom die meeste mense dit doen, is omdat hulle wol het, hulle weet nie wat om daarmee te maak nie, so nou gebruik hulle dit. Jy kan regtig soveel kleure of so min kleure soos wat jy wil insit. Ek het net hierdie 6 random gekies. Ek weet van hulle, daar soos 3 pers en 2 blou en 1 geel. Maar soos ek gesê het, dit is fisies 'n scrap blanket en dis net 'n chaos blanket. Daar is soos geen reëls rondom dit nie. Volgende het ek my eie dies gemaak. Ek het nie gemaak dat hy tot 6 rye gaan nie, hy gaan tot 4, so enigiets tussen 2 en 4 rye van elke steek gaan ek doen. So op elke ene, hierdie onderbo, het ek nou die steek se naam geskryf. Daar's V-stitch en dan die kleur is Vintage Pink en dan die nommer rye hoeveel ek moet doen. Maar ek gaan die blokkie 3 keer rol, en dan daarvan af die eerste een gaan die stitch wees, die tweede een gaan die kleur wees, en dan die derde rol gaan natuurlik wees hoeveel rye. So daar's 2 van die sye het 3, 2 van die sye het 2, 2 van die sye het 4. Is daar 4 rye? Waar is hy? Daar, 4 rye. Hierdie gaan 'n baie klein kombersie wees, dit gaan 'n kniekombersie wees. Ek werk op my Ocean Breeze blanket. Se size is 138 steke. Ek gaan begin met 'n half double crochet foundation stitch, sodat ons net 'n baseline het waarop ons begin. Dan daarvan af gaan ek hom rol en ons gaan dan sien wat gebeur. Ek gaan hom eers rol en dan gaan ons kyk die kleur vir die dag, en dan rol ons hom weer vir die stitch en die hoeveel rye daar moet plaasvind. Ek gaan nou rol en dan gaan ons kyk met watse kleur begin ons vandag. En die kleur waarmee ons begin vandag is Vintage Steel. So vir hierdie projek gebruik ek 'n 4mm hekelpen omdat dit double knit is, en ons begin met die Steel Blue. 138 steke op hierdie kombers. So nou gaan ek weer die blokkie rol en ons gaan die stitch kies en ook die hoeveelheid rye in daai stitch. Gaan nou die blokkie rol en ons gaan nou kies wat se stitch ons moet hê. Ek hoop vir die V-stitch of die granny stitch eerste. En ons het die iris stitch eerste. So gaan ons net rol en kyk hoeveel rye van die iris stitch. En ons doen 2 rye van die iris stitch. So ek gaan hierdie vir julle wys, maar hier is dit 'n diagram. So dit is 2 double crochets, chain 1, 2 double crochets in 1 steek. Dan gaan jy 3 van die kettingkies skip, dan gaan jy in die volgende ketting in, 2 double crochet, chain, 2 double crochet, en jy gaan so aan tot jy op die einde kom, is dit 1 double crochet,
aan die punt, dan sit 3 kettings en dan in die opening van daai chain, daai 2 double crochets wat jy gedoen het, herhaal jy die patroon en dan werk jy al die pad terug tot daar, chain 3 op en so gaan ons. So ons gaan nou, het ek gesê 2, so ons gaan 2 van daai rye doen. So ons gaan nou 3 kettingkies doen, 1, 2, 3. Dit is jou eerste double crochet aan die begin. So ons gaan nou terugwerk op die ketting. So ons gaan die eerste steek skiep op jou ry en jy gaan in die volgende ingaan, die volgende ketting ingaan en ons gaan 2 double crochets doen. Soos 2 double crochets. 1 ketting, 2 double crochet. En daar is ons eerste iris stitch, dan gaan jy nou 3 kettings skiep, soos 1, 2, 3, in die 4de ketting gaan jy dan nou double crochet, 2 keer, chain 1, double crochet, die laaste stukkie van ons kombers, so daar is nou 4 steke oor, soos 1, 2, 3, en dan in die laaste steek gaan ons mos nou 'n double crochet doen. En dan gaan ons nou 'n chain 3 doen. Ons gaan ons werk omdraai. En ons gaan in daai eerste gaping, ons gaan hierheen skiep. En ons gaan in daai eerste gaping, tussen die 2 double crochets, gaan ons dieselfde formule volg, so dis in daai opening, dan is dit 'n double crochet, 'n chain 1, weer 'n double crochet, 2 double crochets, en daar het ons voltooi, dan gaan ons daai opening skiep, en ons gaan in daai opening tussen die 2 double crochets werk. So ons doen nie 'n ketting of enigiets nie, ons gaan direk in daai opening in. En ons gaan 2 double crochets doen. Chain 1, double crochet 2. We're going to skip that section there, go straight in. Double crochet 2. Chain 1, double crochet 2. Die laaste deel van ry 2, ons het 1 cluster oor, so wat ons gaan doen is, ons gaan nou double crochet, en ons gaan daai clustertjie klaarmaak, so dis 2 double crochets. Een ketting, 2 double crochets. En dan gaan ons in daai laaste ketting daar, op die punt, op die boonste gedeelte van die 3 chain wat ons gemaak het, gaan ons net 'n double crochet doen. En daar is hy. Dit is nou dag 1 van die kombers klaar gemaak. Dit was die iris stitch, kleur vintage steel, en ons moes 2 rye doen. So dis dag 2 van ons chaos blanket. Op dag 1 het ons die blokkie gerol en ons het die iris stitch gekry en ons moes 2 rye doen. Vandag gaan ons die blokkie 3 keer rol om te sien wat se steek, wat se kleur en hoeveel rye ons gaan doen op hierdie chaos kombers van ons. As ek die kleur vintage steel rol, gaan ek hom weer 'n keer rol, want soos ek gesê het in my blogpost, ek wil nie hê die kleure moet een na die ander volg nie, dat dit soos in dieselfde kleur is vir die volgende dag nie. So sou ons weer dieselfde kleur kry, gaan ek hom weer rol, maar andersins as dit dieselfde steek is of dieselfde hoeveelheid rye is, dan gaan ons aangaan met dit. So gaan ons rol om te kyk wat se steek ons vir die dag gaan doen. En ons doen die shell stitch vandag. Nou gaan ons hom weer rol vir die kleur. En dit is die vintage pink. En nou gaan ek hom net weer rol vir hoeveel rye. En dis 3 rye. So dit is hoe 'n shell stitch lyk. So ons gaan 'n single crochet doen en dan in die volgende gaan ons 5 double crochets doen en dan gaan ons weer 'n single crochet doen en dan gaan ons 5 double crochets doen. So ek gaan vir julle wys hoe doen ek dit met die iris stitch en hoe gaan ons dit in die openinge doen en dan gaan ons in ronde 2 en ronde 3 want ons doen 3 rondes van die shell stitch. So ek het nou reeds my pink geconnect en ons gaan nou begin werk in die shell stitch.
So jy daai een spasietjie hier oop in die begin gehad en dan gaan nou net daarso my single crochet daardeur doen en dan gaan ek my shell stitch, die 5 double crochets, gaan ek in hierdie opening doen tussen daai 2 double crochet clusters. So ek gaan 5 van hulle doen daar. Dis 1 2 3 4 5 en dan gaan ek in my volgende, gaan ek in hierdie opening, in die groot opening, gaan ek 1 single crochet deur doen en dan tussen daai 2 double crochet stitches van die Irish stitch, daar gaan ek my volgende shell doen. So ek gaan net so aangaan deur hierdie ry en in elke groot spasie single crochet en tussen elke Irish stitch gaan ek 'n shell doen. Dit is hoe dit nou gaan lyk. Nou soos jy die einde van ry 1, ons het nog daai een gaping oor, so wat ek daarin gedoen het, gaan daai single crochet doen en dan gaan ek 3 chains doen. 1 2 3. Gaan my werk omdraai en dan in daai eerste single crochet stitch wat ons daar gedoen het, daai laaste een van die vorige ronde, gaan ons 3 half double crochets doen. Dan gaan ons 'n single crochet doen in daai 5de double crochet, so die een in die middel, gaan ons daar 'n single crochet doen. Single crochet wat ons tussen 2 shells gedoen het, daar gaan ek nou 'n shell stitch doen, so ek gaan nou 5 double crochets in daai opening doen. En dan gaan ek weer 'n single crochet in die bokant van die volgende shell doen en dan gaan ek 'n shell stitch in die middel van daai twee doen en ek gaan so aangaan met die patroon tot ek die einde bereik het. Einde van ry 2, so ons gaan nou 'n single crochet in die middel van daai laaste shell doen en dan gaan ons hier op die punt waar ons eerste single crochet gedoen het, gaan ons 3 double crochets insit. Dit is vir die laaste halwe shell stitch, heel op die punt en dan gaan ons 1 chain doen, ons gaan hom omdraai, ons gaan 'n single crochet in die eerste kettingkie maak wat ons daar het en dan gaan ons weer in daai opening, daai enkel steek wat ons gemaak het, gaan ons 'n shell doen. Ons gaan 'n single crochet in die middel van daai tweede shell doen en dan gaan ons weer hier tussen die 2 shells waar ons die single crochet gedoen het, gaan ons 'n shell maak. En ons gaan so aangaan met ry 3. So dis die laaste ry van ons chaos blanket vir dag 2. Ons is by die laaste stukkie, so ons gaan 'n shell stitch doen en dan op die punt gaan ons eindig met 'n single crochet. So ons gaan nou in daai openingkie gaan daar 5 double crochets doen. En dan die ry af eindig met 'n single crochet op die hoek. So ja, daar het ons nou ons 3 rye shell stitches gedoen. So dit is dit nou vir dag 2 vir die chaos blanket wat ons 3 rye van die shell stitch gedoen het. Ons terug vir nog 'n dag vir die chaos blanket. So ons is nou op dag 3. So wat ek doen is ek rol my dies 3 keer. So ons rol vir die steek, vir die kleur en dan vir die aantal rye. So as ek weer die vintage pink van laaste gaan rol, dan gaan ek die dies weer rol want ons gaan nie die kleure dubbel maak nie. Dit was nie 'n manier nie. So ons gaan daai reël 'n bietjie breek. Maar op dag 2 het ons die vintage pink gehad en ons het 3 rye van shell stitch gehad. So kom ons kyk wat vandag gaan gebeur en wat ons vandag gaan rol. So eerste gaan ons nou rol en kyk wat se steek kry ons vir die dag. En ons het double crochet. Nou gaan ons omrol en kyk wat se kleur kry ons vir die dag. Dark purple. Laastens gaan ons omrol en kyk wat se rye.
2 rye. Dark purple is dan nou die plum kleur van Pop-Up. Dit is kleur, wat was hierdie? Dit was kleur 18 gewees. Nou, die ding is, hoekom ek gesê het in my blogpost, ek weet nie of ek die shell stitch gaan doen nie, omdat die shell stitch ons nou natuurlik baie meer steke het as ons begin het nou meer. So om die kombers reg te kry sodat dit nie opflare soos dit nie, het ek dit uitgewerk dat ek 4 double crochets op elke shell gaan sit. So wat ek gaan doen is, ek is nou in sy pad. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan die middelste steek van die shell skiep en ek gaan ook die ketting tussen die 2 shells skiep en dit gaan maak dat ek op die einde 136 steek het. Maar ek moet 138 hê waarmee ek begin het. So die ketting aan die begin, die ketting 3 aan die begin, tel as 'n double crochet en dan die ketting aan die heel einde gaan ook as 'n double crochet tel. So dan gaan ek op 38 steke land. Die shell stitch gaan ek 2 double crochet, skiep, 2 double crochet, skiep, 2 double crochet, skiep, 2 double crochet die hele ry deur sodat ons 138 steke op die einde van die dag het, sodat ons kombers nie oopflare soos dit nie. So ek gaan nou my pers heg aan die pink. Ons gaan begin met 'n 3 kettingkie. Chain 3. So nou gaan ek in die eerste 2 steke 'n double crochet in elke steek maak. This is a double crochet in the first stitch, double crochet in the second stitch. I'm going to skip this one. I'm going to go next into the next 2 stitches, double crochet, double crochet. I'm going to skip the chain 1 in between. I'm going to double crochet in the next 2 stitches, skip the top stitch of the shell and double crochet once again 2 stitches, skip that one, move into the next 2 double crochets, skip, 2 double crochets, skip, and I'm going to continue this, and I'm going to use my stitch marker. At every 20 stitches I'm going to put in a stitch marker just to make sure that I do count correctly and keep count, and dit sal nou maak dat my kombers so loop plaas van so. So ons moet nou die steke weer decrease om 138 steke te kry waarmee ons begin het. So to prevent it from going like this, we need to decrease. So we're working in every 2 stitches, 2, skip, 2, skip, 2, skip all the way through till we have 138 stitches. Just make sure to count them as you go to make sure you do have 138 stitches on your blanket. Okay, so ek het nou double crochets te doen in die eerste ry. Soos julle kan sien, ek my stitch markers ingesit. So daar's 20, nog 'n 20, 20, 20, 20, 20, en 18. So hierdie laaste steke is 18. So dit maak altyd saam 138 steke. So al wat ek nou gaan doen met ry 2 is, ek gaan nou net chain 3 en ek gaan in elke double crochet terugwerk. So dan is dit 2 rye vir vandag klaar. Ons is klaar met dag 3 met die 2 rye double crochet in die dark plum kleur van die Pop-Up. Sien julle maandag vir dag 4 en onthou maandag op YouTube is die recap van hierdie dag, dag 2 en dag 1 wat jy alles aan een kan kyk. If you want more information about my blanket, the stitches I'm using, the yarn I'm using, hook sides and so forth, you can go read my blog post. I have linked it in the description below of this video. I also have a dice template. If you want to download the dice template that I'm using, you can edit it as it is a free Canva template. So you can either print it as it is or you can add your own stitches, colors, rows, whatever you want to. You can edit and change the dice as you want to, print out, and then you just stick it together and you make this little paper dice like I have made. So this is just a fun way, easy way and less mess for me to just have a little dice where I roll it like 3 times, like you have the color, the stitch, and then the amount of rows if you want to do it. So if you want to do it this way, you can. Otherwise, if you have if you have another option of how you want to do it, it is totally fine to you. This is a chaos blanket. There's no rules. You can make up rules as you go. So yeah, that is it.